Jesus Christus, ons is hier want ons weet dat U die opgestaande Here is. En dis wat ons vanoggend wil kom bely, en ons het dit nou bely met hierdie lied wat ons ook gesing het, Here. Dat U die enigste ware verlosser is. Hemelvader, dat U die enigste ware God is. En dankie dat U U seun gestuur het, maar dankie dat die graf nie die laaste sê gehad het. Dankie Here Jesus dat U die dood oorwin het, die sonde oorwin het. Dankie dat die kruis leeg is en die graf leeg is. En dat ons weet dat U opgevaar het na die Vader toe. Dankie Here dat U vir my en vir elkeen van ons die weg deur die dood gebaan het na 'n ewige lewe toe. Help dat ons dit sal bely en sal glo. As ons ook vanoggend hier saam is in U naam kom bid ons en kom vra ons Here dat U U woord vir ons elkeen sal kom oopbreek. Vir ons elkeen sal kom laat hoor wat U wil hê ons moet hoor. Dat ons opnuut kan kom hoor vanuit U woord uit dat die opstanding 'n realiteit is. Maak ons ook nou ontvanklik vir U woord. Amen. Ek gaan vir ons saam lees uit 1 Korintiërs 15 uit. En ek gaan daar bepaalde gedeeltes uit die hoofstuk uit lees. Die hoofstuk is 'n redelike lang hoofstuk. So ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar ek wil regtig vra dat jy later vandag as jy die kans kry, gaan lees maar die hele hoofstuk deur. Die hele hoofstuk gaan oor die opstanding. Omdat daar vrae ook maar ontstaan het daar in die gemeente in Korinte en daar mense was wat maar bietjie skreef getrek die idees gehad het rondom dit. En nou kom Paulus en verduidelik weer opnuut onder leiding van die Gees vir hulle die hele gedagte rondom die opstanding. Die Bybel hier voor my is op bladsy 237. Begin vir ons daar by vers 1 lees. Ek herinner julle, broers en natuurlik susters ook, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig en dit is wat julle glo. En dan daarvan vers 20 af. Maar nou Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur een mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur een mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. En dan daarvan vers 54 af. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning?
Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee het deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Ek lees vir ons tot sover. Ek wil graag 'n beeld gebruik terwille van ons kinders wat hier is. Ek sien hier's 'n paar kinders wat ook hier is. En ek wil graag die beeld gebruik om ietsie van die misterie te probeer vir ons te verduidelik. Nou, een van die wonders van die natuur is natuurlik hoe 'n rispe kan verander in 'n skoenlapper of in 'n mot in. 'n Rispe het die Here besluit om 'n rispe so te maak dat hy nie bedoel was om sy hele lewe lank 'n rispe te bly nie, maar dat hy iewers tot op 'n stadium deur 'n proses gaan waarin hy in 'n papie gaan of in 'n kokon en dan kom daar 'n skoenlapper of 'n mot uit. Nou daai proses wat gebeur is eintlik so 'n bietjie van 'n misterie vir ons. Daar's al baie navorsing daaroor gedoen, daar's al baie goed geskryf daaroor oor hierdie transformasieproses wat plaasvind wanneer hierdie rispe verander in 'n mot of in 'n skoenlapper in. Dis 'n indrukwekkende proses vir baie van ons. En ek dink dit help ons om so ietsie te verstaan van wat Paasnaweek gebeur het. Hierdie proses van metamorfose. Dit help ons so en veral ons kinders dalk om so ietsie te verstaan van die aangrypende gebeure van die kruis tot die graf en die graf wat leeg is. Daar het ook eintlik vir ons so 'n stukkie misterie gebeur daar binne in die graf. Jesus Christus sterf en hy word in 'n graf neergelê, maar vandag vier ons dit dat die graf oop was en dat die Here Jesus Christus opgestaan het, maar hy het opgestaan met 'n verheerlikte liggaam. Dat iets gebeur, iets belangriks. En ek dink as ons dink aan metamorfose, dan help dit ons 'n bietjie om te verstaan dat die Here Jesus Christus was volkome mens, maar ook volkome God. En hy het met hierdie aardse menslike liggaam aan die kruis gehang en so in die graf ingegaan. Maar toe hy opstaan, het hy met 'n verheerlikte liggaam opgestaan. Selfde belofte wat daar ook vir my en vir jou is. En die opstanding is seker een van die belangrikste momente vir enige Christen. Dit is seker een van die belangrikste momente in die geskiedenis eintlik van die wêreld. Want Jesus het die hele wêreld so lief gehad, dat hy bereid was om aan die kruis te gaan hang vir ons elkeen. So dit is seker een van die belangrikste momente in die wêreld se geskiedenis. Nie net een van die belangrikste momente vir my en vir jou wat kinders van die Here is nie. Maar omdat hierdie so 'n vreeslike belangrike moment is, het die bose van die begin af probeer om hierdie momente ontken, hierdie momente verdraai. Van die begin af het die bose probeer om hierdie moment tot niet te maak. Want as Jesus Christus nie uit die dood uit opgestaan het nie, dan sit ek en jy eintlik vanoggend te vergeefs hierso. Glo ons te vergeefs. En daarom sien ons van die begin af dat die bose probeer om te ontken dat Jesus uit die dood opgestaan het. Ons lees al daarvan in Matteus 28, daarvan vers 12 en 13. En ek kan self die hele groter stukkie gaan lees, wat sê die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel, terwyl ons geslaap het. So die oomblik toe die familiehoofde en hierdie priesterhoofde hoor, maar die graf is leeg, sy liggaam is weg, hy het opgestaan,
Begin hulle dadelik planne maak om dit te ontken. Dadelik planne te maak om te maak asof dit nie gebeur het nie. Omdat hierdie so 'n belangrike moment in ons geloof is. En vandag nog saai die bose twyfel in mense se harte. Tot vandag nu nog laat die bose mense twyfel. Het die opstanding regtig gebeur? Was dit nie maar tog so dat iemand sy liggaam kom uithaal het? Oor sien ons dat mense opmerkings maak en sal sê, ja, maar daar was dalk 'n opstanding, maar dit was eintlik maar net in die geestelike riem en allerhande sulke goed. So vandag sit ons met baie dieselfde waarmee die Korinte gemeente gesit het, toe Paulus hierdie brief aan hulle skryf. Want ook daar in Korinte het hulle iets beleef daarvan, dat mense skeefgetrekte idees begin ontwikkel het. Dat mense daar ook begin wonder het, maar het Jesus regtig uit die dood opgestaan? Was daar ook groeperinge gewees wat so 'n bietjie anderster begin praat het? En onthou, dis baie keer die mag wat die duiwel het. Die duiwel kom baie keer nie met 'n volslae leuen na ons toe nie. Die duiwel kom baie keer om net so 'n bietjie die waarheid te draai, dat dit nie meer die volle waarheid is, en dan kom bied hy dit vir ons aan. En daarom dan, dat ons hier sien in die hele hoofstuk 15, word daar vir ons kom vertel van die opstanding. En as ons gaan kyk na die eerste klompie versies, daai vers 1 tot 11, dan kom Paulus en dan kom sê hy, maar die opstanding het werklik plaasgevind. Vir Paulus is die opstanding deel van die kern van ons geloof. Hy kom sê dit baie duidelik daar. Hy kom sê daar, maar die kern vir hom is, Christus het gesterf, hy is begrawe, maar hy het opgestaan, omdat hy die sonde en die dood oorwin het. Vir Paulus is dit ononderhandelbare geloofswaarhede. Paulus kom sê in hierdie gedeelte, as ons mooi daar lees, maar ons kan nie daaroor onderhandel nie. Dis die fondasie van ons geloof, dat Jesus Christus gekom het, gesterf het aan 'n kruis, begrawe is, maar toe opgestaan het. Hy kom sê dit eintlik, daar is soveel woorde as mens mooi gaan lees, dat as jy die opstanding ontken, dan help dit nie jy glo nie. Dan is jou geloof eintlik te vergeefs. Maar dan gaan Paulus aan en dan kom noem hy 'n klomp mense en momente waar die opgestaande Here aan mense verskyn het. En wanneer Paulus hier name noem, doen hy doelbewus sekere name, omdat hy voel daar is bepaalde gesag daaraan gekoppel. Paulus gee nie hier vir ons 'n volledige lys van almal aan wie Jesus verskyn het in sy opgestaande liggaam nie. Hy gee ook nie vir ons noodwendige presiese kronologiese volgorde waarin dit plaasgevind het nie. Maar hy noem dit omdat hy wil dit baie duidelik vir sy lesers maak, en vir my en vir jou. Dat daar geen swempie twyfel by ons moet wees, dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het nie. Hy begin en dan noem hy eers vir Petrus, wat ook Sefas genoem is, want Petrus se ander naam was Sefas, en dan sê hy maar die opgestaande Here het aan Petrus verskyn. Petrus is getuie daarvan, Petrus wat die een is op wie die Here sê, hy sy kerk gaan bou, die rots. Dan sê hy, maar Jesus het aan hom verskyn, so weet Petrus, het Jesus die opgestaande Here gesien, beleef, ervaar. En dan gaan hy aan, dan sê hy, maar hy het ook aan die 12 verskyn, hy het ook aan die 12 apostels verskyn. Ook die res van die apostels het Jesus gesien. Gesien en beleef dat Jesus werklik opgestaan het. Hulle wat die naby pad met Jesus gestap het. Hoekom noem hy hulle name? Want die disippels, 12 apostels, nou Judas is vervang op 'n stadium met 'n ander persoon, het 'n nou pad saam met Jesus gestap. Hulle was elke dag in sy teenwoordigheid. Met ander woorde, iemand sou hulle nie kon bluf nie. Hulle het Jesus goed genoeg geken, leer ken, om te kan verseker weet, dit is definitief Jesus.
Dis nie maar iemand anderster wat aan hulle verskyn nie. En dan gaan hy aan en dan noem hy dat Jesus ook aan 500 broers verskyn, meer as 500 broers. Nou die evangelies noem nie vir ons van hierdie verskyning nie. Sommige geleerdes reken miskien verwys Paulus hier na toe Jesus daar in Matteus 28 aan die einde daar vir die disippels hulle laaste opdragte gegee het, maar ons weet nie presies wanneer nie, of watter moment nie. Maar ons weet dat Paulus kom sê, maar aan meer as 500 mense op 'n geleentheid het Jesus met sy opgestaande liggaam aan hulle verskyn. En dan sê hy, party het intussen is al intussen oorlede, vandat dit gebeur het totdat hy nou hierdie brief skryf, maar 'n klomp leef nog, en sê hy, maar daar's 'n klomp van hulle wat nog leef. So as enige een van julle wat hierdie brief lees, hierdie eerste lesers, onsekerheid het, is daar amper 500 mense wat julle voor kan gaan vra, wat ooggetuies was, wat kan bevestig, Jesus het opgestaan. So hy noem dit, want dalk kon die 12 disippels beïnvloed geword het. Maar jy gaan definitief die 500 mense kry om almal dieselfde onwaar storie te vertel sommer. Daarom kom sê hy, maar dis 'n bewys. Jesus het opgestaan en dan gaan hy aan en dan noem hy Jakobus, en nou moet ons mooi hier sien, dis nie Jakobus die disipel nie. Die tyd wat Paulus 1 Korintiërs 15 skryf, is Jakobus reeds oorlede, hy is met 'n swaard vermoor vir sy geloof, ons lees daarvan in Handelinge. So die Jakobus na wie Jesus hier verwys, is Jesus se broer, een van sy broers wat ook Jakobus genoem was. En nou weet ons uit die evangelies uit, dat Jesus se broers eers nie in hom geglo het nie. Hulle het hom aanvanklik nie aanvaar dat hy die Messias kan wees nie. Maar dan sien ons daar in Handelinge, daar in Handelinge 1, dat Jesus se broer saam met sy ma teenwoordig is. Ook daar wanneer die disippels wag in afwagting vir die Heilige Gees om uitgestort te word. So ons sien, hoekom noem Paulus sy naam? Want hy was iemand wat eers op 'n stadium skepties was. Nie geglo het dat Jesus die Messias is nie. En nou kom noem Paulus sy naam om te sê, maar dis nie net die gelowiges nie. Iemand wat ook skepties was, het ook die opstanding beleef. En omdat hy die opstanding beleef het, het hy begin glo. Omdat hy die opgestaande Here gesien het. Hy wat Jakobus is, wat ook een van Jesus se aardse broers was. En dan kom Paulus by homself en sê, en ek self kan ook daarvan getuig. En dan verwys hy na sy Damaskuspad oomblik, waar hy beleef het dat die opgestaande Here met hom praat en of hom vra, hoekom vervolg jy my? En dan kom sê Paulus, maar as julle nie hierdie mense wil glo nie, kyk net na my. Kyk wie ek was. Kyk wat ek gedoen het. Ek het die kerk vervolg. Ek het Christene vervolg. Maar die oomblik toe ek met die opgestaande Here te doen kry, toe hy deel van my lewe word, toe verander my lewe radikaal, en ek wat Paulus is, kan ook getuig dat die Here Jesus Christus opgestaan het en dat daar krag in sy opstanding is. En daai krag ook in ons wat in hom glo. En dan in vers 12 tot 34 verduidelik hy so 'n bietjie die noodsaaklikheid van die opstanding. Dan kom sê hy daar, maar as die opstanding nie plaasgevind het nie, dan was ons geloof te vergeefs, ons prediking was te vergeefs, en dan was daar nie verlossing van sonde nie. En dan kom sê hy in daai verse, maar daar was 'n opstanding. En daarom weet ons geloof is nie te vergeefs nie. Ons kan verseker weet, ons sondes is vergewe. En daarom kan ons met vrymoedigheid die boodskap gaan vertel vir ander. Van die opstanding het plaasgevind. En dan in die laaste klomp verse van hierdie hoofstuk 35, vers 35 tot 58, dan kom verduidelik hy ietsie van ons rondom die opstanding, en dan kom verduidelik hy vir ons, maar ek en jy kan ook daarna uitsien.
Daar wag vir my en jou ook 'n opstanding. Ek en jy gaan ook deur 'n proses gaan, 'n stuk misterie waar ek en jy die dood vir ons die deur geword het na die volheid van die ewige lewe toe. Elkeen van ons gaan ook 'n verheerlikte liggaam kry. Daarom kan Paulus skryf en sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Want Jesus Christus het met sy opstanding kom bewys dat hy die dood oorwin het, kom bewys dat hy die sonde oorwin het. Daardeur vir ons kom wys dat die dood word vir my en jou 'n proses waar ons die volheid van die ewige lewe ontvang, waar ons verheerlikte liggame kry waarmee ons eendag saam met al die ander gelowiges saam by die Here gaan wees. Want sien, ek en jy is net soos die Here die rispe geskep het, nie om vir sy lewe lank 'n rispe te wees nie, maar die Here het beplan dat hy iewerster in 'n skoenlapper of in 'n mot moet verander. So die Here het ook so beskik dat ek en jy nie vir ewig in hierdie liggaam moet leef nie. Daar's iets beters wat vir ons wag, en dit is 'n verheerlikte liggaam by God in die hemel. En die opstanding is die bewys daarvan, dat dit vir my en jou ook wag. Frans het vir my so 'n mooi ding gestuur gister van Larry Moody wat sê, ons is nie in die land van die lewendes op pad na die land van die dooies nie. Ons is in die land van die sterwendes op pad na die land van die lewendes. So moet dit mooi hoor. Ons is nie in die land van die lewendes op pad na die land van die dooies toe nie. Ons is eintlik in die land van die sterwendes, want almal van ons gaan eendag sterf. Maar ons is op pad na die land van die lewendes, na die ewige lewe toe. Daarom hoor mooi die laaste vers waarmee hierdie gedeelte afsluit wat vir ons sê. Daarom, liewe broers, liewe susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Kom ons wees standvastig, kom ons wees onwankelbaar, want ons weet daar was 'n opstanding, en dat die Here Jesus Christus leef. En daai selfe opstandingskrag is ook in my en jou. Kom ons leef vir hy krag uit. Kom ons weet dat ons inspanning in diens van die Here is nie te vergeefs nie. Want sy krag werk in my en jou, en deur ons ook na ander mense toe. Kom ons leef met hierdie hoop en hierdie vaste wete. Kom ons word stil. Hemelse Vader, baie dankie dat die kruis en die graf nie die laaste sê gehad het nie. Dankie dat daar 'n klip is wat weggerol is. Dankie dat daar 'n opstanding plaasgevind het. Dankie dat 1 Korintiërs 15 vir ons so mooi kom vertel van hoe krities belangrik die opstanding vir ons elkeen se geloof is. Dat dit die bewys is dat U die dood oorwin het. Die bewys is dat U die sonde oorwin het en dat U die volmaakte offer gebring het. En dat daar net verlossing by U is. Help hulle as doopouers en doopfamilie om dit ook vir hulle kinders te leer. Dat hulle kinders van kleins af sal leer, maar U is die enigste verlosser. U is die enigste een wat die dood kon oorwin. U is die enigste een wat die sonde kon oorwin. Maar omdat ons deel het aan die oorwinning, kan ons deur U, kan ons ook die sonde oorwin. Deur U oorwin ons ook die dood en wag daar die volheid van die ewige lewe vir elkeen van ons. Help dat ons nie daaraan sal twyfel nie. Help dat ons nie sal toelaat dat mense met allerlei teorieë en standpunte ons sal laat begin wonder of dit werklik gebeur het nie. Dankie vir 1 Korintiërs 15 wat vir ons kom vertel van hoe baie mense was fisiese ooggetuies van die opstanding. Dat hy waarlik opgestaan het.
van diegene wat 'n nou pad met u gestap het, tot ander wat u gevolg het, tot die aardse broer wat skepties was, tot Paulus wat u vervolg het. En dat hulle almal kon getuig dat die opstanding werklik plaasgevind het. En daarom weet ons, daar wag vir elkeen van ons ook 'n opstanding uit die dood. Daarom weet ons dat ons hier op aarde voluit vir u moet leef, maar dat u iets beters vir ons elkeen ook in gedagte het. En help dat ons dit voor oë sal hou. En altyd voluit vir u sal leef. En help dat ons hierdie goeie nuus die wêreld sal indra. Ons vra dit in u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en weet dat die Here Jesus Christus waarlik opgestaan het. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen.